As die Bybel sê ons moet in die liefde bly, en ons moet in God se liefde bly, wat beteken dit? Beteken dit net dat ons nie verkeerde goed moet doen nie? Dit beteken in die eerste plek dat ons 'n bewussyn moet ontwikkel dat God ons liefhet en dat ons in liefde is. Dit beteken nie ons moet die hele tyd aan dit dink nie. Jy weet, as jy by die huis is en die persoon saam met wie jy bly is in die huis, is die huis anderster. Jy het 'n bewussyn daarvan dat die persoon daar is. Jy dink nie die hele tyd aan die persoon nie. As die persoon nie daar is nie, is die atmosfeer in die huis anderster. Alles is anders. Dit is hoe bewussyn, dit is wat bewussyn is. Dit is nie net om te dink daaraan nie. Nou in die Ou Testament is dit 'n vreeslike groot en 'n belangrike woord, onthou. Abraham Herschel, die groot ou teoloog en filosoof, het gesê, as hy sy Bybel kan opsom en hy's 'n Jood, dan sê hy, dan is dit in een woord, remember, onthou. Nou om te onthou beteken nie, ek het nou net heeltemal vergeet van nou dink ek weer daaraan nie. Onthou beteken in die Ou Testament beteken meer bewussyn. Dit lê in die middel van my bewussyn. Iets kan op die periferie lê en dit kan van tyd tot tyd uit jou bewussyn uitbeweeg. Maar om die heeltyd te onthou beteken om in herinnering te leef. Beteken om bewus te raak. Dat dit in die middel van jou bewussyn lê. Dit is om soos op vakansie te gaan en jy kan niks doen as sy nie saam is nie, of hy nie saam is nie. Dan dink jy aan hom of haar. Sy sou nou dit geniet het. Sy hou nie van dit nie. Sy sê vir my, sê nee, moenie dit doen nie. Want daardie persoon is in jou. Dis in jou bewussyn. En nou is die groot uitnodiging dat ons so 'n bewussyn sal ontwikkel. En ons kan dit ontwikkel deur onsself te herinner. Jy weet, om goed te vestig, wat ons help om te herinner, dat ek uiteindelik so bewussyn kweek. Dinge wat ons kan doen, plekke wat ons besoek. Ek het 'n vriend wat sy horlosie stel en elke 2 ure sê het net piep piep en dit herinner hom net weer. En vir 'n oomblik draai hy net weer na God toe, sê hy dankie vir sy teenwoordigheid, vir sy liefde. 'n Deur, elke keer as ek deur 'n deur loop, kan dit herinnering wees. Net vir 'n tyd in jou lewe kan jy sekere middele, en ek het 'n vriend wat dit gimmicks noem, 'n skepping gebruik om te help om herinnering te kweek by jou. 'n Teksvers wat jy saam met jou dra en kort herhaal as jy dink daaraan. Kweek herinnering, kweek 'n bewussyn van God se liefde. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die liefde wat U vir ons het. Help ons om bewus te raak van dit. Maar help ons om bewustelik te begin lewe daarmee. In Jesus se naam. Amen.